So ek gaan 'n paar video's maak om Hannes Redelinghuis te beantwoord. Eerstens wil ek dit duidelik maak dat ek oortuig is daarvan dat die eerste gemeente van Yafashua in Pretoria is definitief 'n kultusgroep. En ek maak juist hierdie video meestal vir sy volgelinge. Ek weet ek gaan hom glad nie oortuig nie en daar sal 'n paar interessante oproepe en boodskappe my kant toe kom, ek seker daarvan, maar ek moet dit net uitkry. Ek kan nie meer stil bly nie. Dit raak belaglik. Moontlik sal ek later die week video's maak waar ek meer goed sal uitwys. Hierdie is maar net die eerste een. So kom ons kyk maar hoe ek tyd kry en hoe dit aangaan. Maar die hoofrede, soos ek sê, hoekom ek hierdie video's wil maak, is maar meestal vir sy volgelinge, die volgelinge wat in hierdie beweging vasgevang is, en selfs mense wat verwar word deur die goed wat gesê word en allerhande sulke tipe goedjies. Ek moet ook erken dat ek nie baie hoopvol is nie, want die rede hoe jy mense vang om deel te wees van hierdie tipe groepe is nie deur logika en feite en realiteit nie. Meeste van die tyd val mense vir die goed omdat hulle deur retoriek gevang word. Dit is oortuigingsmetodes, idees van nuwe insig of nuwe openbarings, bangmaak stories ensovoorts. Een van hierdie taktieke is ook boelie. Hierdie is 'n audio uittreksel wat ek het waar hy hierdie boelie metodes gebruik op 'n baie goeie vriend van my, Arend, wat al 'n hele paar foute uitgewys het. Een van die goed is 'n spelfout op hulle Bybelse voor buiteblad voorop. Waar hulle 'n tav in steede van 'n hey Hebreëse letter gebruik het. En dis my so snaaks, want ek Arend bly dit uitwys en dan is hulle so ja, dit was 'n foutjie gewees, ek het 'n fout gemaak, ek weet, dis maar 'n menslike fout, dis nie, die feit van die saak is hierdie hele beweging is gebaseer op die feit dat hulle het hierdie insig omtrent die Hebreëse taal en hulle weet wat die oorspronklike name is. En dis 'n ding wat uit die 1800s uitkom met die Millerites. Toe was daar hierdie goed, en dit snaaks, want dit was baie van hierdie goed was gebaseer op eskatologie. Jy weet, hulle het gesê, die wêreld gaan eindig, Jesus gaan terugkom, en dit was al hierdie bangmaak stories gewees, maar een van die goed wat ek opgetel het, wat nie lekker was vir my om te hoor die hele tyd nie, is hierdie boelie ding, en ek is seker, dit word ook uitgeoefen op mense wat in hierdie beweging is. So as jy jouself bevind in hierdie beweging, of jy is dalk in verwarring, jy wonder